Ons gaan by die woord uitkom, ons wil begin afsluit met ons reeks, wat ons die afgelope seisoen aan tyd spandeer het, die geesvervulde lewe. En ek gaan sien hoe ver ek vanoggend kom, ons gaan nie te lank by mekaar wees nie, maar as ek nie vanoggend klaar maak nie, gaan ons vanaand die laaste boodskap opneem hier, ons het nog nie aanddienste nie, maar ons wil graag daar die reeks klaar maak, dit op die internet beskikbaar stel en op YouTube en op die app, en daarom gaan ek dan vanaand klaar maak, indien nie vanoggend die met die reeks met die 6de, wat ons noem Sailing Essentials. Nou, vanoggend is ons by Sailing Essential nommer 5, en as jy die reeks saam met ons gevolg het, sal jy weet dat ons het uit Johannes 3 vers 8, het ons gesels, Jesus 'n gesprek met Nicodemus, en Jesus sê vir Nicodemus, jy gaan moet stappe neem en besluite neem, om in die geeswêreld in te tree. Jy gaan nie van buite af sommer net outomaties staan en toekyk nie, en dan gebruik Jesus die wind om dit te beskryf, baie relevant, en in lyn met die res van die woord van Genesis af, want Genesis 1 vers 3 praat al van die wind wat werk saam met die woorde van God. Miskien wil jy dit onthou. Die wind werk saam met die woorde. Dis hoe dit werk, dis hoe die stelsel werk. Dis die meganika van die geeswêreld, waar die gees beweeg of waar mense die gees beleef, of baie keer sê mense sommer eenvoudig, "Sjoe, ek het die Here vanoggend beleef." Op een of ander manier, nee, miskien was die aanbidding vir jou mooi geweest, of jy het 'n gesprek met iemand gehad, of jy het iets beleef, ek het die gees van die Here beleef. Die wind werk saam met die woorde. En dis hoe God dit bepaal het, en dis die eerste verse in jou Bybel, sê dit. So as jy enigstens al gepoog het om jou Bybel te begin deurlees, dan het jy dit gelees. Goed, wie het al hulle Bybels probeer deurlees? Al probeer, goed, ek sê net probeer, jy hoef nie op te steek as jy het nie, baie van min van ons het. Goed, maar as jy al probeer het jy gewoonlik daar begin hê. En die derde vers sê, hier is die mechanics van hierdie ding. As jy 'n kar moet leer bestuur, ek leer my kinders kar bestuur, dan moet hulle leer, nee, maak seker dis 'n handrat wat 'n neutraal is, as dit 'n handrat is, of is in park vir jou om aan die gang skakel. En die van julle wat nou nie geweet het, die jong mense, ons almal praat van starters, nee, nou voor jy die knormoer draai. Goed, ons leer hulle Afrikaans. Goed, dis 'n starter as jy nie geweet het nie. Goed, en dan leer ons hulle hoe werk die meganika, nee, jy moet weet wat hier gebeur. En so meer. Nou die geeswêreld het ook 'n sekere meganiese aanloop wat jy moet verstaan om in die geeswêreld te kan deelneem, om iets te begin beleef. Want soveel mense om jou sê ek het iets beleef, ek het iets ervaar, weet, of ek voel iets, en dis maar ons manier om dit uit te druk. En dan land dit by konsepte wat dikwels so 'n bietjie moeilik is om mee te werk, want mense sê, jy weet, vanoggend het ek 'n warm gevoel gekry op my rug. Jy weet, is dit die Here? En ek is altyd 'n bietjie huiwerig om te antwoord, want dit kan die Here wees, daar's niks wat die Here nie kan doen nie, maar is dit hoe ons praat, is dit hoe ons dit moet vertaal, is dit regtig wat ons beleef, ons sukkel daarmee, jy weet, iemand het dalk vir jou iets snaaks vertel en sê, ek weet dit staan nie in die Bybel nie, maar ek het dit beleef. Ons soek maniere om uit te druk of uitdrukking te gee aan hierdie basiese beginsel, dat die gees, die wind, die gees werk saam met die woord. En waar jy tipies bewus sal raak, nou jy kan dit noem voel, jy kan dit noem beleef, jy kan dit noem ervaar, jy kan dit noem bewus geraak, weet, op een of ander manier, net soos jy wil, dis nie die krisis nie, of die probleem nie, die beginsel is, die woord en die wind werk saam. Goed, so kom ons sê dit van hierdie kant af, as jy die gees van die Here wil beleef, en dit uitdruk op watter manier jy ook al kies, miskien is dit iets wat jy gevoel het, miskien is dit iets wat jy ervaar het, miskien is dit iets wat jy van bewus geraak het, daar's soveel goed, daar's 'n groot spektrum van ervarings en bewustheid. Party mense sien gesigte. Nou, dis iets wat uit die woord uitkom, om te sien, om in die gees te sien, ons sal dit noem 'n visioen. Terwyl ons aanbid het die Here vir my iets gewys, ek deel dit dikwels sien van vooraf. Terwyl ons gesing het die Here vir my iets gewys, en in die wêreld noem dit eenvoudig jou verbeelding. Mense wat nie glo nie, of wat onseker is of skepties is, sal sê, ag jy het sommer verbeel. Nou, dit is so, dis reg. My verbeelding is bekeer. Nie van jou bekeer, jou verbeelding, maar my verbeelding is bekeer. Goed, so ek verbeel nie meer nie, ek sien. Goed, so dis wat die woord sê. Die woord sê, ons moet die dinge bedink wat daar bo is, in die vlees is dit altyd dwaasheid, in die gees is dit insig, dis God, dis belewenis. Die woord praat van openbaringskennis. Het jy al gehoor, iemand sit so 'n bietjie en dink, miskien gaan drink hulle koffie, ek is hou daarvan voor ek moet besluit neem om net 'n koffie te gaan drink alleen, en te besin oor goed, en bietjie op papier te skribbel, en my feite agter mekaar te kry, en dan 'n besluit te neem, en tot antwoord te kom. Het jy al beleef, jy kom tot antwoord? Ek weet wat ek gaan doen. Goed, dit is die vlees weergawe van die geestelike weergawe, wat sê dis openbaringskennis. Goed, so is jou soeke na antwoorde bekeer, dan word dit openbaringskennis. En miskien staan jy so 'n bietjie aan die
onseker of die onervare of die skeptiese kant. Mense in die wêreld sal sê is aan die ongelowige kant, dood eenvoudig omdat hulle nog nie die ervaring vir blootstelling het nie, en ons interpreteer dit dood eenvoudig van die ander kant van die bril af. Goed, maar jy verbeel jou, of jy het sommer net gedink, of ek bly het uiteindelik 'n besluit geneem, nee, dit is ons in die wêreld praat. In die geeswêreld het ons die geleentheid om hierdie goed saam met die gees van God te kan navigeer, en die voordeel daarvan is ons het die gees van die Here. Nou is die boodskap, miskien is dit eerder die boodskap vanoggend vir jou, is baie wedergebore, geesvervulde gelowiges, het die gees van die Here. As ons wedergebore is, het ons die gees van die Here. Kom ek sê dit liewer so. Ons het die gees van die Here. Goed, so wedergebore mense het die gees van God, maar is nooit geleer om met die gees te werk nie. Met ander woorde, hoe om te navigeer met hierdie wind nie. En daarom is hulle onseker oor wat se terminologie hulle mag gebruik en hoe hulle mag deelneem. En meeste mense val terug na 'n plek toe wat hulle dood eenvoudig nie saampraat nie. Ons noem dit onvrymoedigheid. Onvrymoedigheid klink dalk so vir jou soos 'n emosionele of 'n sielkundige ding wat mense mee sukkel, onvrymoedigheid, want ek is onseker oor self. Maar tot die woord van die Here gebruik die term onvrymoedigheid as 'n blokkasie na die geeswêreld toe. So hier's wat Paulus sê. Paulus sê, hoe gaan ons in God se troonkamer in? Hoe kom ons voor die Here? Hoe beweeg ons in die geeswêreld in? En dan noem hy twee goed. Hy sê met geloof en vrymoedigheid. Geloof en vrymoedigheid. Goed, miskien wil jy dit in die wêreld bietjie meer selfvertroue noem, nê? Dis nie vrymoedigheid, selfvertroue. Ek is bekend met hierdie omgewing, met hierdie spasie in die geeswêreld. Ek weet wat die woord hieroor sê. Ons ken dit in die vlees, die terme in die vlees is ons bekend mee, want ons het al hierdie belewennisse in die vlees ook. Goed. Mense wat kenners is in die gebied sê elke mens droom elke nag. Kenners sê elke mens, as jy lewendig is en daar suurstof op jou brein, droom jy, elke nag. Jy kan daarvan sê wat jy wil, die wetenskaplik is bewys dit. Goed, jy kan sê, maar ek kan nie onthou wat ek gedroom het nie, dis nie droom nie, dis geheue. Goed, dis 'n ander tema. Die feit dat jy nie onthou jy het gedroom nie, sê nie jy droom nie. So kenners sê, mense wat suurstof op hulle breine het, solank as die lewe met ander woorde, droom elke nag. Elke nag droom jy. Mense wat wedergebore is en gemaklik geraak het om die geeswêreld te navigeer, sal agterkom dat God nie net jou wakker ure kan gebruik nie, maar God ook jou slaapure kan gebruik om sy wil te openbaar in jou lewe. En daarom is die hele woord van Genesis tot Openbaring vol drome wat geopenbaar is. Drome. Daardie drome word éventueel die vervulling van profeseë. Waar dit begin. En wetenskaplik is wat sê jy droom elke nag. As daar suurstof op die brein is, bedink jy. Goed, so die brein word nooit dood solank daar suurstof toevoer is nie. Hy leef. En vir die brein om te leef moet daar prosesering wees. Dis wat beteken hy leef. Hy prosesseer. Goed, hy myn. Dis 'n mining mechanism. Nee, hy myn deur inligting en hy myn deur data en hy myn deur belewenis en hy myn deur alles, al die insette myn hy deur dwars deur die nag. Jy droom. Maar wanneer ons die geeswêreld begin navigeer, is wat Jesus met Nikodemus hieroor praat, is Nikodemus het al hierdie goed, het jy. Goed, al hierdie goed is naby jou, al hierdie goed verstaan jy eintlik. Sê jy moet net stappe neem om in dit in te stap en dan vrymoedig begin deelneem. En Jesus sê vir Nikodemus, hy sê wedergeboorte is die antwoord. Wedergeboorte is die antwoord. Raak ontslaaf van die goed wat blokkasies is. Kry 'n vrymoedigheid. Ek dink een van die redes hoekom wedergeboorte in sekere van sy dele baie meganies is. Ek gebruik die term heeltyd want ek wil jy moet verstaan, ons staan aan die menskant van hierdie goed. Hoe werk die goed? Goed, meeste mense wil sien, hoe werk die ding? Goed, wie van julle het nog nooit 'n ding oopgeskroef om te sien hoe werk hy nie? Ons wil weet hoe werk goed. Wat gebeur nou eintlik hierdie ding? Het hierdie ding batterye in, of het hy 'n plug in, of het hy solar in? Hoe werk die ding? En ons wil weet hoe werk goed. En ek dink die rede hoekom wedergeboorte ook 'n praktiese deel aan hom het, is sodat jy vrymoedigheid sal kry dat jy het deelgeneem. Jy het gekies. Jy het tevore gekom in jou geeswêreld en gesê ek wil aan boord kom. Ek wil hierdie wind leer ken. So Jesus leer van Nikodemus, hy sê al hierdie goed is naby jou, die wind waai en jy hoor die wind. Nou, jy weet nie waar hy vandaan kom, jy weet nie waar hy gaan nie. En wat Jesus van Nikodemus sê, hy sê dis die probleem, dis hoekom jou seiljag nie beweeg nie, Nikodemus. Dis hoekom jy nie vorentoe gaan nie. Dis hoekom jy soekend is. Dis hoekom jy vanaand in die middel van die nag voor hierdie deur staan, Nikodemus. Jy sal onthou in die konteks, Nikodemus het Jesus gaan soek in die donker.
So Nicodemus het 'n kans gevat met sy lewe, het eintlik sy lewe gewaag om dit te doen. En hy het Jesus gaan soek in die donker, hy mag nie na donker rondgeloop het in Jerusalem nie. En hy het Jesus gaan soek en hy het Jesus gevind. En wat Jesus van Nicodemus sê, Nicodemus, jou frustrasie, jou onbeantwoorde vrae, goed, jou stagnasie, die feit dat jou vaartuig, die vaartuig van jou lewe stil staan na al hierdie jare as hoofpriester in Jerusalem. Is jy nog steeds soekend, jy het nog steeds vir die antwoorde nie. En dis wat geloof aan ons doen. Goed, geloof sonder werke. Dis wat godsdiens aan ons doen sonder uitdrukking. Dis wat teologie aan ons doen sonder persoonlike verhouding. Dit bring jou waar Nicodemus was. Jy begin in die donker rondtas en soek. En wanneer jy Jesus kry, hoor jy die antwoord. En wat is Jesus se antwoord vir gelowiges wat voel dink ek wil deelneem, maar ek neem nie deel nie. Ek dink ek stel belang, maar ek ervaar dit nie. Ek dink daar's iets, maar ek weet nie om dit uit te druk nie. Of ek weet daar gebeur goed, maar ek is onvrymoedig om deel te neem in gesprekke. Jesus se antwoord vir hom is, kom ons begin by die begin. Nicodemus is hier wedergebore. In die eerste plek. In die tweede plek, leer die beweging van die Gees ken. Dis hoe ons dit doen. Goed, so Nicodemus hoor by Jesus, daar's wind, en jy kan weet waar dit vandaan kom en waar dit teen op pad is. Dit lyk in die Afrikaans of Jesus sê, jy kan nie. Jesus sê vir Nicodemus, jy doen nie, want jy moet wedergeboorte beleef. En goed, Johannes 3 vers 8. Ons het gepraat oor die eerste essential, wind awareness, dis die werk van die Heilige Gees, weet daar is wind. In die eerste plek, neem kennis, daar's wind, die Gees van die Here beweeg vandag in jou lewe. Die Gees van die Here het gister in jou lewe beweeg. Goed, ons is nou in die kerk, julle moet nou eerlik wees in die kerk. Goed, dis hoe dit werk in die kerk. Hoeveel van julle weet wat die Gees van die Here gister in julle lewens gedoen het? Gister was Saterdag gewees. Hoeveel van julle weet wat het gister gebeur geestelik in jou lewe? Wat het die Here gedoen gister? Ons is salig onbewus dat die wind waai en ons weet nie waar hy vandaan kom en waar hy in jou pad is nie. En dit is wat Jesus vir Nicodemus sê, jy is op soek daarna. Waarde toevoeging by jou lewe begin Nicodemus, sinvolheid begin Nicodemus, gewig word aan jou lewe toegevoeg Nicodemus, nie wanneer jy 'n titel kry nie. Goed. Nie wanneer jy die titel het nie, nie wanneer jy die priester is nie. Nicodemus is wanneer jy weet waar die wind vandaan kom en waar die wind teen op pad is. En ons gaan vanoggend spesifiek praat oor waar vandaan en waarheen. En dis die lyn van die Gees. En Nicodemus, die wind waai en jy hoor dit. Ja, Here, ek hoor dit. Ek weet die wind waai, maar jy weet nie waar vandaan en waar jy op pad nie. Dit verstaan jy nog nie. Die wind van die Here waai die hele dag. Die wind van die Here is vanoggend besig om te waai. Hier's woord ook so die Gees van die Here werk, maar ons leef in die woord van die Here en die Gees is nou besig om te beweeg en die vraag is, waar kom dit vandaan? En waarheen is dit op pad? En miskien wil jy vanoggend vra, waar kom ek vandaan saam met die Here en waar is ek op pad heen saam met die Here? Soos tema vanoggend. Maar wind awareness, kom ons gaan vinnig hierdeur. Sail setting, ons het praat van hoor en doen. Die voorste seil hoor, die agterste seil doen. Dis die meganika van daardie opset, wat jy regs van my sien. Boat balance, gaan oor die spasie aan die linkerkant en die regterkant van die boot, wat hy uit die water uitsteek. Dit lyk baie keer mooi, wanneer 'n boot so op sy kant seil, maar jy weet al iets van seilbote, dis baie mooi prentjies, maar 'n seilvaart wat op sy kant leun omdat hy draai of doodeenvoudig skuin seil, kan nie maksimum spoed bereik nie. Hy kan baie vinniger vaar as hy net regop kom. Jy sien baie van hierdie seilbote vaar vir kilometers en honderde kilometers skuins, omdat die bootman of die dekman nie kyk nie, en hulle kon eintlik 'n paar knope per uur vinniger geseil het op pad na dieselfde plek toe as hy net regop was. En dis moontlik. Die vaartuig het nie nodig om oor te leun nie, dis 'n verstelling wat gemaak word en die vaartuig kan in presies dieselfde lyn regop seil. Inteendeel, solank as dit hy skuins vaar, moet iemand heeltyd hom aanpas. Want dis 'n vaartuig wat regop vaar, gaan reguit na sy doel toe of na sy bestemming toe, maar 'n vaartuig wat skuins vaar, druk sy neus die hele tyd in die wind in. Die hele tyd. So iemand moet heeltyd die hand op die stuurwiel hê. En baie keer lyk ons lewens so. Ons is nie bewus daarvan dat ons nie regop vaar nie, regop na die Here en plat met mense. Met ander woorde, vertikaal, my verhouding met die Here is vertikaal en die omgewing in my lewe waar mense moet beweeg op die dek is plat. Dis veilig. Dis daai twee lesings wat ons geneem het, nê. Nee. Goed. Het ek vrede met God en wandel ek in persoonlike verhouding met die Here en wys my menseverhoudings om my dat my dek is plat. Dis gaanbaar. Goed, en dis 'n teken dat die vaartuig regop loop, met ander woorde die neus werk nie heeltyd teen die wind, teen die werk van die Heilige Gees nie. Laasweek het ons gesels oor wat ons noem boutrim. Goed, so ons het 'n bietjie gesels daaroor, ek wil nie daarin gaan nie, maar jy kan gaan gesels of ten minste gaan kyk daarna, gaan kyk na die opname
Boutrum, en vanoggend kom ons by die 5de essential, en ons tema vanoggend is, wat genoem word in seilvaartkringe, course sailed. Course is die route, sailed, wat is afgelê, wat is agter my? Course sailed. So die 5de belangrike tema in opleiding om seiljagte te kan vaar, is 'n bewustheid en 'n akkurate rekordhouding van die roete wat ek gekom het. Dis 'n interessante een. Wat het dit met ons geestelike lewens te doen? Baie. Ek wil hê jy moet volgende baie mooi oplet. Die 5de belangrikste tema in opleiding om 'n seiljag suksesvol by 'n bestemming en so vinnig as moontlik by daardie bestemming met almal aan boord, goed, no man overboard, uit te bring. Dis die gedagte, almal veilig so vinnig as moontlik by die regte bestemming. Dis die missie van seilvaart. Die 5de belangrikste tema wat daar is waar kom ons vandaan? Course sailed. Is daar korrekte rekordhouding van die roete wat ons gevaar het? Nou as ons sommer net gemaklik en sosiaal gaan vaar op 'n dam met 'n bootjie, dan sal ons die hele tyd navigeer waar is ons nou. Jy weet, ons weet waar is die kamp, of waar is die huis, of waar is die dek waar ons opgeklim het, of waar moet ons wees, of waar is die groot bome op die horison, en ons vaar sommer net bietjie rond, en niemand hou rekord van waar daardie bootjie in vaar nie. Dis nie nodig nie, want ons is sosiaal betrokke, en hier is sommer net lekker, en ons is sommer 'n bietjie kom vaar, en ons sal later bekommerd wees oor hoekom ons weer daar uit. Nou as daardie bootjie nie 'n motor op het nie, dan raak dit so 'n bietjie meer intimiderend, want jy moet weet om met 'n seil te seil te werk in die wind. En as die wind nou kom van waar jy vandaan kom, dan raak dit dalk 'n bietjie moeiliker om weer daar uit te kom as jy nie ervaring het nie. So 'n seilbootjie sal jy hopelik iemand by jou hê om te sê, ons weet hoe om in die wind in te kan vaar, daar's 'n metode. Maar met 'n motor gee ons dalk glad nie om nie, want ons ry terug daarna toe. Met 'n seiljag waar die bewustheid van die wind essensieel en die grootste prioriteit is, essential nommer 1, wind awareness, is dit baie belangrik vir jou om suksesvol en lewendig by jou bestemming uit te kom, of 'n groot deel daarvan het te doen met die rekordhouding van die roete wat jy gereis het. Want die enigste manier wat jy kan vorentoe gaan en so vinnig as moontlik by jou bestemming kan kom, is jy moet presies weet waar jy is. En nie net moet jy presies weet waar jy is nie, jy moet weet hoe jy daar gekom. Want as jy nie weet waar vandaan jy kom nie, kan jy verder van jou merker af beweeg en meer tyd opneem en meer tyd vermors en éventueel in die moeilikheid kom. Goed, course sailed. Ek wil vanoggend vir jou 'n paar vrae vra, en hier is die vrae wat ons mekaar wil vra in hierdie lewensreis waar die wind waai en Nikodemus hoor, daar is wind, jy weet net nie waar dit vandaan kom en waar jy net op pad is nie, wil ons vir mekaar vra in hierdie sessie, waar kom jy vandaan? Waar kom jy vandaan? God praat met Moses aan die einde van sy lewe en hy sê vir Moses, Moses, kom ek help jou. Hierdie is nie 'n verlore missie nie, Moses. Hierdie is nie 'n verlore lewe nie, Moses. Hierdie is nie 'n onsuksesvolle projek gewees nie, Moses. Alles wat die Egiptenare herhaal het in die wonderwerke wat jy ook gedoen het deur my krag, is nie verlore energie gewees nie, Moses. Die hele pad wat jy gestap het, al die jare in die woestyn, is nie verlore jare nie, Moses. En hoor, wat sê die Here vir Moses? Hoe gaan Moses oortuig wees sy lewe is nie 'n vermorsing nie? Voor Moses sterf. Wie weet? Hoe het God seker gemaak, Moses voel nie sy foute was meer as sy gehoorsaamheid nie? Want Moses het foute gemaak. Moses het nie altyd mooi geluister nie. En dat hy goed gedoen wat hy nie moes gedoen het nie. En daar was baie frustrasie op daai reis gewees. Kort sê die Here, ek gaan hierdie mense doodmaak. Dan sê Moses, asseblief nie Here, moet hulle net nie doodmaak nie, wees genadig. 2 dae later sê Moses, ek gaan hulle doodmaak. Dan sê die Here vir Moses, my mense los hulle uit. Dis 'n frustrerende lewensreis, nê. Dis 'n geestelike reis wat nie altyd teen dieselfde spoed vaar nie en op plekke beland wat God geweet het Moses is nie nou seker waar hy is nie. En dis in die oomblikke wat Moses gehoor het, hy gaan dit nie maak in die beloofde land nie. Dis 'n oomblik wat iemand voel hy's verlore. Dis 'n oomblik wat jy in jou geestelike lewe kan voel, ek het gefaal. Ek het al hierdie jare gekom en nog nooit iets bereik nie. Ek is nêrens heen op pad in wese nie. Of ek het al hierdie jare gekom en een so groot fout gemaak dat alles nou daarmee heen is. Is my laaste fout groter as al my jare wat ek met die Here gestap het? Is die chaos wat ek myself nou in bevind of die fout wat ek onlangs gemaak het of die oortreding wat ek begaan het? Of die ongehoorsaamheid wat ek heilige leef, kanselleer dit alles? Luister wat sê die Here vir Moses. Ek dink hierdie is so belangrik vir ons. Moses, onthou die
hele pad wat ek jou gelei het. Dis wat die Here vir Moses sê. Onthou die hele pad, moet niks vergeet nie. Hierdie is so belangrik vir ons. Dit is presies wat ons vanoggend mee besig is. That is course sailed. Moses, hoe jy gaan oortuig word dat hierdie is nie alles verlore nie, is daar is 'n roete, daar's 'n pad. Daar's meer as 100 jaar wat ek en jy saamgestap het. Ek het jou gered toe jy pas gebore was, Moses. Onthou dit. Ek het jou gered in die paleise van die Farao. Onthou dit. Ek het jou geloof geëer omdat jy nie die Farao se naam aangeneem het en seunskap nie, maar 'n weeskind gebly het. Onthou dit, Hebreërs 11, kan jy dit van gaan lees. Moses, onthou dit. Onthou hoe ek jou gered en jou vergewe het toe jy die Egiptenaar doodgeslaan het. Onthou dit. Onthou ek jou weer gered het toe jy uitgevang is. Onthou dit. Onthou ek jou gered het met Aaron toe jy ongehoorsaam was. Toe ek vir jou gesê het praat en jy sê ek kan nie. Jy kon. Ek was genadig oor jou gewees. Onthou ek jou geroep het by die brandende bos. Onthou ek jou opdrag gegee het. Onthou ek in drome aan jou verskyn het. Onthou hoe ek met jou gepraat het. Onthou die wonderwerke, onthou die vuur, onthou die wind, onthou die reën, onthou alles, onthou die bitter waters by Mara, Moses. Moenie nou dink een fout kanselleer alles nie. Course sailed. Dis baie belangrik in die geeslewe. As jy dit nie weet nie en dit nie navigeer nie, gaan die vyand kort vir jou oortuig en hy gaan dit baie maklik regkry. Is alles vir niks. Kyk wat het jy nou weer gedoen? Kyk hoe lank laas jy jou Bybel gelees? Maar was jy laas Sondag gewees? Is dit die moeite werd? Course sailed. Jy kom lank met die Here en God kom nog langer met jou. Want voor jy hom liefgehad het, het hy jou liefgehad. Voor jy jouself kom bekeer het, het hy reeds sy seun vir jou gegee. And that's part of the course sailed. Jy het nie geweet nie, dat my dink aan die gediggie of die, wat sal ons dit noem, van die voetspore. Wie van julle het die voetspore, onthou dit, nê? Jy weet, ek het op die strand gestap en ek het een ry voetspore gesien en toe ek vir die Here vra, kom met ek die pad alleen gestap, toe sê die Here, is my spore daai. Goed, ek het jou gedra. Goed, sien jou spore, is my spore. en eintlik is baie relevant vir ons vanoggend, that's course sailed. God kom 'n baie langer pad met jou as jy met God. En op 'n manier wanneer die vyand ons leer of oortuig om die pad wat jy gestap het, maak nie saak hoeveel foute in daai pad was nie, te kanselleer, onteer ons God in die proses. As die vyand jou kan kanselleer om jou verlede, of jou kan oortuig om jou verlede net weg te gooi, minag God, ons ontken God binne in ons reis. Iemand wat God begin verstaan en God leer ken, kom ook met hulle verlede, en hierdie kan vir jou sensitief wees, maar hierdie kan jou vrymaak, kom ook in terme van hulle verlede, ook in die tema van my gebroke en my stikkende of vernielde of traumatiese verlede, in 'n plek wat ek dit wil redeem. Gesonde en geneesde gelowiges wil nooit hulle verlede weggooi nie. Kan ek dit weer sê? Wanneer ons gesond word, wanneer ons 'n pad met die Here begin stap, wil ons nie ons verlede weggooi nie. Dis wanneer ons stikkend is. Dis wanneer ons angstig is. Dis wanneer ons onseker is. Dis wanneer ons nog met skuldgevoel of met verlies. Skuldgevoel, ek het dit gedoen, verlies iemand het dit my gedoen. Dis wanneer ons nog met skuldgevoel en verlies werk uit ons verlede. Met ander woorde, ons is nog nie deur die genesingsproses nie. Wat ons voel, dis makliker net om 'n blaadjie om te slaan en nie te begin. En baie prediking preek dit. Baie preke sê, met Jesus, neem Jesus aan en jy gaan 'n nuwe blaadjie omslaan en môre gaan alles nuut wees. Dis nie hoe dit gebeur nie, is nie môre nie, dis na die genesing. Goed, die nuwe blaadjie, die nuwe boekie is nie môre nie. Dit is nie wanneer jy vandag sê, Here, kom in my hart in en ek wil 'n nuwe dag begin en ek is vandag vergewe en ek ontvang vergifnis, dis waar, maar môre is my lewe nie nuut nie. Dis nie hoe dit werk nie, want jy gaan môre nog onthou van gister se trauma. Jy gaan môre nog gekonfronteer word met die emosionele letsels van laas jaar se trauma. Jy gaan volgende jaar in dieselfde tipe verhouding gekonfronteer word met die skuldgevoel van die vorige verhouding wat jy vernietig het. Jy sien, jou ID-nommer verander nooit nie. Wie ek is, kan éventueel verander wanneer ek deur die genesingsproses is. En dis goeie nuus vir jou. Wanneer jy lankal wedergebore is en nog steeds probeer om te vergeet van jou verlede, dis nie die roete nie. As 'n beter roete, die Here leer vir Moses, onthou die hele pad waar volgens ek jou gelei het. Here, maar wat van die fout met die rots wat ek geslaan het? Ek sê onthou alles. Here, maar wat van die moord in die woestyn met die Egiptenaar?
Ek sê onthou alles. Here, maar wat van die trauma van my ma wat my in 'n mandjie moes sit het tussen die krokodille? En 'n vreemde vrou wat my grootmaak in 'n vreemde paleis. Wat van daai trauma? Ek sê onthou alles. Jy sê wanneer ons genees is, wanneer ons vrede met God het, Romeine 5:1 en 2, wanneer ons genees is en vrede met God het, word die traumatiesste verlede deel van die pad wat God met ons was. Al wat jy op pad is om te onthou is die ry voetspore, is nie joune nie. Jy sien, die alleen gedagte is die seer gedagte. En dis hoekom daardie idee sê jy is gedraag gewees. En dis baie waar. Hoe het ek daardeur gekom? Hoe het ek dit gemaak? God het jou gedra. Al voel dit of jy 20 gestamp het in die proses, God het jou gedra. Al vertel ons soms vir onsself of die duiwel vir ons die leuen dat dit nie moeite werd gewees nie. God het jou verlaat, God het jou verwerp. Waar was God? Dis een van daardie gebroke vrae, nê. Dis jou gebrokenheid vra. Here, as U waarlik 'n God van liefde is, waar was U gewees? Onder jou. En agter jou. En om jou. Dis waar ek was. Jy sien, God se teenwoordigheid in ons lewens spaar ons nie van grondpad nie. God se teenwoordigheid in ons lewens gebruik juist die grondpad om die grootste openbaring van wie God is te bring. Maar as ons onsself jammer kry om met ons grondpad stap, dan sit ons in ons bloei, en ons vryf ons wonde, en ons lek ons wonde, en ons bejammer onsself vir 20 en 30 en 40 jaar. En dan kom ons op 'n plek van 60 en 70 jare wat ons voel is nie moeite werd gewees nie. Hierdie traumatiese lewe. Waar is God as God 'n liefde van? Die gedagte is om God te ontdek binne in dit. God is binne in dit, God is daar, God is te vind daar. En God is dikwels makliker te vind binne in die trauma as op die hoofweg. En God is dikwels makliker te vind in die pyn en die verlies en die seer en die vrae as net in 'n doodeenvoudige voorspelbare normale lewe. Hier's nog goeie nuus vir jou. Baie meer mense ontmoet God omdat hulle pad nie reguit was nie. Baie meer mense kom by God uit en leef wedergebore, geesvervulde, passievolle lewens vir Jesus Christus, juis omdat hulle op die grondpad beland het. En baie mense wat se lewens beskerm was en niks oorgekom het nie, en nooit met trauma gekonfronteer was nie, en nooit gestretch is en uitgedaag is deur die lewe nie, baie minder sulke mense dien God passievol. Sien, God het 'n manier om homself in pyn te openbaar. Ek sê nie dis God se voorkeur manier nie. Maar God kan homself fenomenaal openbaar in jou seisoen van pyn, of van seer, of van verlies, of van swaar kry, of van hartseer. Want God is baie naby binne dit. As hy vertroos die gebrokenes, hy verbind die gewondes. As jy wil sien waar God betrokke is, gaan kyk na stukkende mense. As jy wil weet waar is Jesus op die Sabbadoggend, hy's nie in die kerk nie, hy is by die bad van Bethesda, waar honderde mense gelê het, wat in depressie was, wat in siekte was, mense wat afgeskryf is deur die samelewing, dis waar Jesus was. Hy het 'n naam gekry daarvoor. Hy was die hele tyd by sekere plekke gewees. Goed, onthou die hele pad wat God met jou gestap het. Nou kom ons beweeg aan. Daar's nog 'n vraag. Waar is ons? Waar is ek nou? Koos sailed. Wat is waarheen die koos my gebring het, die roete my gebring het? Wat is die roete wat ek gevaar het? Waarheen het my gebring? En dan die volgende vraag, die derde vraag, wat ek eers kan vra en antwoord as ek die eerste twee geantwoord het, is waarheen is ek op pad? Dis maklike goed. Waar kom ek vandaan? Waar is ek? Waarheen is ek op pad? Kom, is dit belangrik om tyd van 'n kansel af op te neem om sulke goed te sê, want meeste mense vra dit nie. En baie van die wat dit wel vra, weet hoe om te antwoord nie. En dit laat ons in die middel van die meer en ons dobber rond sonder 'n roer. Ek het dieselfde jag, ek weet die wind waai, maar ek is nêrens in op pad nie. En hoe ek iewers heen op pad kom, hoe ek belyn word, is om reg te begin. Ek het die afgelope week op die radio in 'n gesprek het ons 'n bietjie gesels oor die klassieke sekulêre manier om mense te help om rigting op hulle lewens te kry. En dit is, wie is ek? Is dit dieselfde as waar kom ek vandaan? Ja, is dieselfde gesprek. Dis 'n groot mate 'n identiteitsgesprek. Waar kom ek vandaan? Wie is ek? Dis deel daarvan. Wie is ek? En tweede een is, waar is ek? Waar is ek? Al twee vra dit. Waar kom ek vandaan? Waar is ek nou? Nommer 2. Wie is ek? Vra ons in die wêreld van mense. Waar is ek? Konteks. Konteks is geweldig belangrik. En
volgens die woord van die Here, waarheen is ek op pad? Waarheen gaan ek? Want God werk progressief in my lewe in. En sekulêr sal ons vir mense vra, wat soek jy? Wie is ek? Waar is ek? Wat soek ek? Dis hoe ons momentum in lewens aan die gang kry. Dis die katalisators van lewe. Hoe kataliseer jy lewe in 'n mens wat gaan stil staan het of vasgevang het? Jy help 'n individu hierdeur, kom ek leer jou. Wie is ek? Waar is ek? Wat soek ek? Dis die 3 goed. Dit skep momentum in mense se lewens. Want as ek weet wie ek is, kan ek antwoord waar ek is. Maar ek kan nooit antwoord waar ek is as ek nie weet wie ek is nie. Jy sien, want Neville in sy gebroke toestand kan nie vir homself sê, ek is in 'n huwelik wat amper 'n kwart eeu oud is, en ek is gelukkig, en ek neem deel daaraan, ek is 'n vrou se man, maar ek weet nie wie ek is nie. Goed, as ek nie weet wie ek is nie, gaan ek teenoor vir myself sê, ek is in 'n gefrustreerde huwelik, wat nie momentum het nie, en dis net 'n slep, en ek weet nie hoekom mense mee trou nie, maar dis net 'n uitdaging, en nou is daar kinders wat grootgemaak moet word, en maar weet jy wat kos dit nou? Wat is die probleem? Die probleem is ek het die tweede vraag eers gevra, probeer antwoord. En dis hoe ons antwoord as ons die eerste vraag nie gevra het en reg geantwoord het nie. Wie is ek? En as ek kontak maak met wie ek is en ek het 'n gesonde prentjie op wie ek is en ek verstaan wie ek is, dan kan ek my konteks begin bepaal op 'n gesonde manier. Jy kan op hoërskool wees en vir jouself sê, ek hou nie van waar ek is nie. Ek het hierdie plek beland en ek wou nooit in die skool gewees het, ek weet in elk geval skool nodig. Dis nie wat ek wil doen nie, ek wil in elk geval nie iets van swat nie, of wat ook al nie. En nou is ek gefrustreerd en ek is in hierdie konflik met my ouers en dis waar ek is. Ek is nie in 'n lekker plek nie, ek hou nie daarvan nie. Ek hou nie van my lewe nie, en ek hou nie van môre nie, ek is nie lus nie. En dis hoekom ek nie opstaan in die oggend nie. Maar help jouself en antwoord vraag 1 eerste, en dan kom jy terug na vraag 2. Vraag 1 is, wie is jy? Vraag 1 is, wie is jy? En as ek myself kan antwoord, deur die oë van Jesus Christus, wie ek is, dan ontdek ek is gemaak vir sekere goed. Ek is bedraad vir sekere goed. En as ek terug kan kom na my prentjie met my vrou, ons is 24 jaar getroud, ek kan uit 'n gebroke agtergrond, kan ek baie maklik sê, ek is gefrustreerd, as ek wou, ek is nie. Goed, as ek wou. Goed, want ek is nie stikkend nie. Goed, maar ek kan baie maklik sê, ek is gefrustreerd, en ek hou nie van hierdie omgewing nie, en dit is net 'n verantwoordelikheid, weet, en hoekom moet ek elke aand aan dieselfde adres toe teruggaan, weet, en daar's lekkerder plekke dalk in die land om te leef, weet, of ek wil 'n ander stad bly, of wat ook al, maar ek het hierdie obligation nie. Maar as ek weet wie ek is, dan weet ek is eintlik diep binne in myself 'n verhoudingsmens. Ek weet God het my bedraad vir verhoudings. Ek weet ek is hoogs gefrustreerd wanneer ek nie verhouding met mense kan hê nie. Ek weet wat my konfronteer as mens in my gesonde weergawe is om geïsoleerd te wees sonder mense. Dis wie ek is. Nou kom terug by vraag 2, waar is ek? Ek is presies waar die Here my wou gehad het. Dis God se plan vir my lewe. Ek weet en die Here weet, ek in my gesonde weergawe, en die Here weet, daar's geen beter plek vir my as in hierdie huwelik nie. Nou is dit nie 'n ander antwoord nie. Wat van jou skoolloopbaan? Wie is jy? En dan ontdek jy dalk jy is presies waar God jou wil hê. Jy sien, as ons weet wie ons is en waar ons is en dit gesond en korrek kan antwoord, kan ons vir die eerste keer in die lewe vir onsself begin sê, wat soek ek? En dis gewoonlik die bron van die grootste frustrasie vir meeste mense. Ek kry nie wat ek wil hê nie. As jy met mense te doen het in verhoudings of jou familie of jou kollegas of in die gemeenskap wat gefrustreerd is die maklikste ding om mee te begin is hulle frustrasies. Ek is kwaad, of ek is geïrriteerd, of ek is gefrustreerd, ek is nors, of een of ander emosionele uitdrukking. My emosionele uitdrukking is dikwels net die TV-skerm wat jy sien, die produksie is op 'n ander plek. Jy kyk die movie, die produksie was duur geweest. Dit het lank gevat. Daai ding is op die afgelope 3 of 5 of 10 jaar geskied om vir jou te wys in 'n oomblik. En ons kyk die movie. Dis emosies. Agter daardie movie, agter wat jy op die skerm sien, agter die emosies van mense, is 'n baie lang stuk geskiedenis. En God leer Moses, as jy wil sin maak van hierdie lewe met sy deurbrake, sy oorwinnings en sy foute, onthou die hele pad wat ek met jou gestap het. Onthou alles. Course sailed. Wie is jy? Waar is jy? En wat soek jy? Jy sien, nou kan ons vir onsself begin sê, maar dit wat my so frustreer, is eintlik nie wat ek soek nie. Dis my gebroke weergawe wat daai goed soek. Dis my onseker weergawe wat daai goed soek. Dis nie ek nie. Ek moet in my goddelike weergawe, identiteit, my konteks,
ontdek. En dan besef ek is vir ander redes hier, ek gaan die regte goed begin soek en vervulling beleef. Vanoggend, waar kom ek vandaan? Waar is ek? En waarheen is ek op pad? Dis course sailed. Ek wil 'n gedeelte saam met jou lees en miskien wil jy jou Bybel saam met my oopmaak. Ek het my bril saamgebring. Dit beteken ons gaan baie moet lees. En nou die eerste gedeelte is in Johannes 21 en ek het hierdie week seker gemaak, dis nie Handelinge nie. Johannes, ons is terug by Johannes 21. En in die eerste gedeelte van wat ek vir jou gaan lees, gaan vra waar vandaan en waarheen. Jy gaan dit hoor in mense se sekulêre of gewone lewens. Nie sekulêr is in die Bybel, maar hier is deel van Petrus se eie probleme. Hier is deel van die innerlike konflik wat Petrus mee deel, wat ons hier sien manifesteer. Ons kyk so 'n bietjie 'n movie van Petrus se lewe hier in Johannes 21. Waar vandaan en waarheen is die eerste tema. Kom ek lees dit vir jou. Johannes 21 vers 15. En toe hulle dan klaar was met die môreete, dis die ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier. En hy antwoord hom: Ja, Here, u weet dat ek u liefhet. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Nou ek wil hê jy moet so reg van die begin af net gou hoor wat ons oor gesels vanoggend. Waar vandaan en waarheen? Petrus is in konflik in sy lewe. Hy's in persoonlike teleurstelling vasgevang. Hy het 'n paar dae voor dit, 'n week voor dit, miskien minder as 'n week, het hy presies wat Jesus voorspel het hy gaan aanvang, wat hy ontken het hy sal doen, gaan doen. Goed. Dis baie wat ons doen. Jesus sê vir hom: "Oppas, ek waarsku jou nou, jy gaan my verloon." Hy sê: "Here, daar's nie 'n manier nie. Check my." En verloon hom 3 keer. En dan doen hy wat mense doen wat dit doen, wat is wie ons is. En hy hardloop weg. Hy backslide. Goed. Hy het 'n relapse. Goed, hy backslide. Hy hardloop terug na die visserskuite toe. 100 km noord van Jerusalem waar hy groot geword het. Dis wat hy ken, is waar hy veilig is, hy gaan verdwyn. Hy gaan hierdie 3 jaar reis met Jesus kanselleer. Hy het 'n fout gemaak. Dis wat Petrus doen. Hierdie hele pad, dis by dieselfde skuite wat Jesus hom geroep het en hy die nette neergegooi het en agter Jesus aangehardloop het. Hy's terug daar 3 jaar later, 3 jaar gekanselleer met een Vrydag maar as sy foute, een Vrydag aan sy foute. Dis wat gebeur in ons lewens. As ons nie weet hoe om dit te hanteer nie, as ons nie weet wat om te maak met hierdie vaartuig nie. Partykeer raak hierdie vaartuig in gevaar of verlore of hy verdwaal. En dis wat Petrus beleef. En luister, hoe begin Jesus die vraag vra, hierdie strategiese vraag, want hy weet, wie is ek? Waar is ek? Wat soek ek? Jesus weet. As jy weet waar jy vandaan kom en jy weet waar jy is, kan ons iewers heen gaan. Nou hier is die interessantheid hier van die komiese deel daarvan. Is God weet altyd waar ons is. Dawid sê dit. Hy sê ek kan nêrens heen weghardloop nie. Petrus. Lees Psalms Petrus. Ek kan nêrens heen weghardloop nie. Vlug ek in die berge en daar is U. In die duisternis daar. Enige plek wat ek myself, U is daar. Ek kan nie voor U wegvlug nie. Petrus het dit nie gelees nie. So Petrus vlug Galilea toe terug na die vissersbote toe. En hy weet nie Jesus is strategies betrokke by sy lewe nie. So Jesus gaan hom help met 3 vrae. Eerste vraag is: waar kom jy vandaan? Tweede vraag is, slaap beantwoord, ek weet waar jy is. Want Jesus het opgedag, skielik. En die derde vraag is, waar gaan jy heen? Kom ons lees hom vanaf weer. En toe hy klaar was met die ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy sê: Ja, Here, U weet ek het liefhet. En Jesus sê vir hom: Laat my lammers wei. Hoor jy dit? Wat is jou agtergrond, Petrus? Het jy my waarlik lief? Jy het die hele tyd gesê jy het. Het jy my waarlik lief? Dis waar jy vandaan kom. Hier is ons nou. Ek het jou gevind. Waar gaan ons nou heen? Laat my lammers wei. Dis waarheen ons gaan. Hy vra hom weer die tweede maal. Hy sê: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En hy antwoord: Ja, Here, U weet ek het U lief. En hy sê vir hom: Pas my skape op. Sien hoe bring Jesus momentum terug aan 'n lewe wat gaan stagneer het. Hy vra hom 'n derde maal: Simon, seun van Jona, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword omdat hy hom 'n derde maal vra: Het jy my lief? En hy antwoord: Here, U weet alles. Daar begin hy besef. U weet dat ek U liefhet. En Jesus sê vir hom: Laat my skape wei. Vir waarvoor ek sê vir jou, toe jy jonger was,
het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Ons praat van waar vandaan en waarheen. Toe jy jonger was, het jy jouself omgord en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud word, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui hoe danige dood hy God mee sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Jy sê, wanneer ons hierdie goed onder die knie kry, kom daar skielik momente in ons lewens. Volg my. Kyk, hier beweeg ons, hier gaan die vaartuig. Weer. 3 jaar later op presies dieselfde plek. Hierdie is 'n perfekte wasted time storie. 3 jaar later op presies dieselfde plek, op dieselfde strand, by dieselfde boot en dieselfde nette gebeur presies dieselfde ding. 3 jaar later. Jy sien hoe maklik in ons tyd mors in ons lewens. 3 jaar voor hierdie datum staan Jesus op by strand en hy sê vir Petrus, volg my. En hy het net neergegooi en agter Jesus aangeloop. Sy pa net daar gelos. 3 jaar. Hier is Jesus weer. Sê ek los jou nooit nie. Sê is jy wat momentum verloor? Ek is op pad met jou, die gees, die wind waai. Die wind waai. Petrus, dis jy wat nie weet waar vandaan en waarheen nie. En hier is ons by die Jesus se gesprek met Petrus wat hy met Nikodemus voorheen gehad het. En Jesus sê vir Petrus presies dieselfde woorde. Die wind waai, Petrus, 3 jaar al. Jy weet nie waar vandaan en waarheen nie. Dis jou probleem. So Jesus hier hanteer. Dis presies dieselfde gesprek. Waar kom jy vandaan? Waar is jy nou? Waarheen is jou pad? Volg my. En nou gebeur die interessante ding en dis wat met mense gebeur wat onseker is. Ons sukkel om te fokus op ons eie roete. Nou Petrus en Johannes het hierdie interessante stukkie geskiedenis. Ek weet nie of jy weet daarvan nie. Maar het jy geweet, Petrus en Johannes het al resies gehardloop. Julle weet van die resies in die Bybel. Dis nie heeltemal 'n Comrades gewees nie, maar dit is 'n vinnige een gewees. Daar's 'n kompetisie gewees. Jy kan daarvan gaan lees, Johannes 20. En Johannes 20, net die vorige hoofstuk. Hoor ons, Maria was by die graf en sy het gesien hy het opgestaan. En dan hardloop Maria na die disippels toe, na die geliefde en Petrus was by hom. En dan sê die woord en hulle het gehardloop, langs mekaar gehardloop. Die Bybel beskryf dit nogal mooi, Johannes 20. En hulle langs mekaar gehardloop. En toe eventueel het Johannes Petrus oortuig. Hy het hom agtergelos. Goed, hy het sy ritme bietjie opgetel. en Petrus het nie bygehou nie. En toe kom Johannes, dit word beskryf in Johannes 20, regtig, dit staan daar. En toe kom Johannes eerste by die graf, die geliefde was eerste. En vir een of ander rede moes die Bybel dit gesê het, ek dink dit is vir Petrus baie belangrik geweest dat Johannes dit sal skryf. Of vir Johannes baie belangrik geweest dat Petrus dit sal lees, want Johannes het Johannes geskryf, die boek. So Johannes, die geliefde disipel, skryf dat hy maak dit seker is op rekord, ek was eerste. Dis nog snaaks om dit te lees as jy besef wat daar staan. So hier's 'n uitdaging geweest en ons sien daardie uitdaging voorheen tussen Petrus en Johannes, dis menslike gebrokenheid. Want die disipels was nie engele nie. Dis jong manne geweest, eintlik tieners geweest. En hierdie twee jong manne het 'n bietjie kompetisie met mekaar. Daar's so 'n bietjie comparison wat gebeur. En die rede daarvoor is, en is baie duidelik in hierdie twee man se lewe, Johannes is baie bewus van Jesus se liefde vir hom, eintlik oorbewus, en daarom sit hy sommer altyd langs Jesus en eet by die tafel, elke keer. En Petrus is onseker oor Jesus se liefde vir hom, en is moontlik dat Petrus gevoel het dat hy het nie heeltemal dieselfde punte op sy rapport gehad of iets nie. En een of ander selfbeeld uitdaging gewees, ons sien dit in sy reaksionêre optrede ook. Elke keer wanneer daar gebeur, dan is Petrus eerste om te reageer. En Johannes is kalm. Johannes reageer nooit nie. Nou Petrus reageer altyd. Petrus probeer homself die hele tyd bewys, terwyl Johannes homself nooit probeer bewys nie. Al wat Johannes doen is hy bely, ek is die geliefde. Ek is die geliefde. Hy sê dit eintlik te veel. Jy weet, hy sê ek is die geliefde. Hy sê dit hoeveel keer in Johannes? Hy sê ek die geliefde. Toe ek die geliefde hierdie goed geskryf het, want as ek wat dit vir julle skryf. Jy weet, en ou wat so 'n bietjie onseker is of hy dit maak of hy heeltemal in hierdie pakkie moet wees, kyk daarna. En waar gaan eet Petrus wanneer hy in die bofortrek is saam met Jesus? Hy gaan sit aan die ander kant van die tafel, aan die oorkant, die verste van Jesus af. En hy is so onseker oor homself wanneer Jesus sê iemand gaan my verloon, dan vra Petrus nie eens vir Jesus nie, Petrus vra vir Johannes. Ja, jy weet mos alles. Jy parkeer mos daar langs Jesus. Het Jesus dalk vir jou gesê wie dit gaan wees? Vra homself. Nee.
Ek weet wat ek weet. En net daarna, die sondagoggend, sê Maria, die graf is leeg, en hierdie twee manne hoor dit, en die woord sê, en hulle het gehardloop langs mekaar. Ek dink is 'n Bybelse manier om te sê, hulle het kompetisie gehardloop. Hulle het langs mekaar gehardloop. En eventueel het Johannes begin vooruit hardloop en Petrus agterlos, en dat 'n paar sekondes gap ingekom. En die Bybel beskryf dit, hulle sê, en Johannes het eers by die graf gekom, maar Petrus het 'n triek gehad. Jy sien dit daar by die einde van die kommendes ook. Dit was wat so die laaste oomblikke. So Johannes kom daar en hy staan by die graf en hy's eerste gewees. En Petrus sê, "Jy moet nie verby nie." En hy hardloop verby Johannes in die graf in. En die Bybel maak spesifiek hier van melding, jy kan Johannes 20 rustig gaan lees. Doen jouself vergens lees dit en lees oor die onsekerheid in mense se harte. Dis die tema daarvan. Die onsekerheid van mense se harte. Wat gebeur wanneer ons onseker is oor die liefde van God in ons lewens? En dis hoekom Jesus met Petrus moet gaan praat hieroor. Hy sê jou issue is jy was nog nooit seker ek het jou lief nie en daarom kan jy my nie lief hê nie. Dis wat Jesus moet hanteer. Jy's besig om jou lewe te verloor, jy's besig om 3 jaar te kanselleer Petrus, want jy het die fout gemaak wat ek jou mee gehelp het, jy gaan die fout maak, ek's 'n profeet. Jy word dit nie herken nie, toe maak jy die fout, en nou is jy verleë, en nou gaan jy 3 jaar kanselleer in jou lewe Petrus? Here, jy weet alles. Nou kom ek help jou. Wie is jy? Waar is jy? Wat soek jy? Of in Bybelse taal, waar kom jy vandaan? Het jy my regtig lief? Here, u weet, dis verlede. U weet, verlede. Die afgelope 3 jaar, u weet, ek het u lief. Waar kom jy vandaan? Nou maar. Hier is ons. Ek het jou kom soek, ek het jou nie vergeet nie. Laat my lammers wy. Kom ons gaan. Dis wat jy soek, Petrus. En Jesus vat dit verder as dit. Hy weet ook Petrus het 'n diep behoefte in sy lewe om homself te bewys. En daarom profeteer Jesus, anders as met die ander disippels, profeteer Jesus hier oor Petrus. Wat sal sy laaste daad wees? Hy sal sterf vir Jesus. En sy eer gewees het vir Petrus. Met ander woorde, jou toekoms is gered, Petrus. Hou op bekommerd wees oor hoe lief ek jou het. Onseker wees hoe lief ek jou het. Jy sien hierdie kompeterende gees hier tussen hierdie manne. Kom van ver af. Die spanning in hierdie verhouding. Hulle vergelyk mekaar met mekaar se roetes. En dis hoekom Jesus met Petrus kom praat oor Petrus se roete. Daar's meer disippels wat hiermee gesukkel het, dis jong manne gewees. Van die ander jong manne se ma's het 'n afspraak met Jesus gemaak in sy kantoor en sê meneer, kan ek jou tog kom sien oor my kinders? En ek weet nie hoe hanteer hulle self in die klas nie, maar ek hoor dis moeilikheid by die skool. En nou sit die ma daar by Jesus en sê, "Ag, kan ons net iets reël?" Terwyl die ander ma's nou nie luister nie. Ek sê iets doen vir die skool, maar in hier namaals kan my seuns links en regs van u sit op die troon. Hierdie insecurities, nee. En ek dink Jesus wou gaan sê, luister mevrou, in hierdie skool hanteer ons almal dieselfde. Jy weet, jy kan nie my hier kom beïnvloed met, en dis die seuns van Zebedeus nie. Weet hierdie broers, weet, hulle ma probeer hulle verlies organise, want hulle ma is onseker of haar laities so lief gelê word soos die ander manne. Onsekerhede. Ons almal sit met sekere onsekerhede in ons lewens. Dis oral gewees onder Jesus se disippels. Oral. As jy die stories gaan deurlees met hierdie bril, sien jy dit in amper elke gebeurtenis. Iemand is onseker oor die liefde van die Here. Iemand is onseker oor hulle verlede. Iemand is onseker oor hulle toekoms. Hoe doen ons hierdie goed? Goed. Johannes 21 vers 20, en Petrus het hom omgedraai en die disipel sien volg vir wie Jesus lief gehad het. Daar's hy weer. Petrus kan dit nie aansien nie. Elke keer as Petrus Johannes sien, dan moet Petrus sê, is dit eintlik komies, want hier is Johannes vir dit skryf. Dis die disipel self. En Petrus het hom omgedraai en die disipel sien volg vir wie Jesus lief gehad het en hakkies, dis ek, sê Johannes. Die een wat by die maaltyd op sy bors geval het en gesê het, Here, wie is u verraaier? En toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? As jy dit sien, sien jy dit. Johannes, wat die geliefde is, sê, toe daai ou, Petrus, die onseker ou, wat heeltyd jaloers is op my sien, toe sien hy die geliefde. Hy sê dit, hy lees dit daar. Johannes skryf, jy moet dit imagine. Jy moet dit vir jouself probeer indink. Wat gebeur hier? Hierdie is onseker jong manne. Johannes sê, toe daai ou wat my nie like nie, omdraai, toe sien hy my, die geliefde.
Terwyl as ek wat dit skryf. En toe hy my die geliefde, die een wat aan Jesus se bors lê, sien, toe hy my sien. Toe sê hy vir Jesus, ja, hy sukkel daai ou. Toe sê hy vir Jesus, wat van hom? Kan jy dit imagine? Wanneer ons onseker raak oor onsself, raak ons bemoeid en behep met ander mense se roetes. Dis wat hier gebeur. Petrus is onseker oor sy eie foute en Petrus het self besluit hy kanselleer sy disippelskap kursus. En nou is hy nog nie oortuig dat Jesus die pad met hom gaan stap nie, so hy wil net doodseker maak hy is nie alleen nie. Is dit nie die eerste ding wat onseker mense wil weet nie? Ek seker ek is nie die enigste nie. Die ander ouens het ook gesukkel. En hy sê vir die Here, maar wat van hom? En Jesus antwoord vir Petrus, as ek wil hê dat hy moet bly tot ek weer kom, wat gaan dit jou aan? Kry momentum in jou eie lewe. Volg jy my. Hierdie woord het onder die broeders uitgegaan, dat daardie disipel nie sou sterwe nie. En Jesus sê dit nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy moet bly tot ek kom, wat gaan dit jou aan? Vers 21, ek wil hê jy moet op die volgende ding fokus. Goed, daardie disipel, Johannes, omdat hy oortuig was van die liefde van die Here, fokus op sy eie roete, kos seiled. Johannes 21 vers 24 sê, dit is daardie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is. Hoor jy wat die Here volgens vir jou wil sê? Focus on your course sailed. Moses onthou die hele pad, nie net gisteraand nie. Petrus onthou die 3 jaar, nie 3 dae terug nie. En hier is Johannes is oortuig van die liefde van die Here. En Johannes sê dit van homself. Hy sê, die een wat hierdie goed getuig het, hierdie ding geskryf, hierdie hele boek, kos seiled, die hele pad, is die einde van Johannes. Hy het hierdie hele boek geskryf, want die een wat geliefd was, het verstaan, check your course sailed. En daarom het hy hierdie ding geskryf, en sy getuienis is waar. En weer eens die volgende vers, moenie mis hoeveel God vir jou gedoen het nie, want God is nou besig om te werk. Vers 25, en daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie kon bevat nie. Amen. Kom staan dit in jou Bybel? Want Johannes probeer vir jou sê, onthou die hele pad wat God met jou gestap het. Moenie in 'n oomblik van foute vergeet nie. Moenie in 'n oomblik wat jy nie meer verstaan nie of iets verkeerd gedoen het nie, nou wonder hoe ek hier beland nie. Daar's 'n hele pad wat God met jou gestap het. Ek wil afsluit met 'n laaste gedeelte en ons gaan hierdie lees en dan maak ek klaar met 3 punte. Jy kan jou skryfgoed uithaal of jou Bybel oopmaak by 2 Petrus 1. Ek het verlede week verwys na 2 Petrus 1. En 2 Petrus 1 is vir myself een van die wonderlikste hoofstukke in die hele Bybel. Is my gunsteling hoofstuk in die Bybel. Dit is so gelaai. Maar as jy by 2 Petrus 1 is heel agter in jou Bybel. Van vers 3 saam met my lees, dan hoor jy hierdie waarvandaan, waar en waarheen konsepte die hele tyd. Waar kom ek vandaan? Waar kom God met ons vandaan? Hierdie is Petrus. Nou ek net gewees sê, die vorige boek was Johannes wat dit geskryf het, dis die geliefde een. Hierdie is nou die minder geliefde een in sy eie oë. Hy het 'n bietjie gesukkel het om te oortuig God soek hom. Hy het groot foute gemaak. Dis Petrus wat hier skryf. En hierdie skryf Petrus dekades later as 'n gesonde man, 'n man wat sy verlede embrace het. 'n Man wat trauma in sy verlede beleef het en groot foute gemaak het. Hy is die enigste een in die Bybel wat sy naam opgeskryf is as 'n verlonaar. Daai een. Jy sien 'n ou sal 'n nuwe blaadjie wou omslaan hè. Ou het 'n preek nodig wat sê môre is alles nuut. Nee, hy het genees geword. Hy het geheel. Dis nie môre gewees nie, dis lank daarna gewees. Skryf dieselfde man wat onseker was, wat foute gemaak het, wat homself wou kanselleer. Skryf hy van sy kos seiled. Hoor mooi wat sê hy, vers 3. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het
deur sy heerlikheid en deug, geroep verlede tyd. Waar kom jy vandaan? Waardeur hy ons die grootste en die kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word. Waarheen? Van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het in julle verlede, wat deur begeerlik in die wêreld is. En juist daarom moet julle met alle ywer, of aanwending van alle ywer, by julle geloof voeg die deug. Hier is momentum. Hier begin jy die seiljag sien, spoed optel in die wind. By die geloof voeg die deug, by die deug voel die kennis, by die kennis die selfbeheersing, by die selfbeheersing die lydsaamheid, by die lydsaamheid die godsvrug, by godsvrug broederliefde, by die broederliefde naaste liefde. Is dit interessant dat Petrus, wat onseker was oor die liefde, nou die liefde as die hoogste prioriteit beskryf nie. Dis waar hy eindig. En hoor mooi wat hy sê. Hy sê as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, momentum, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar of staties tot die kennis van ons Here Jesus nie. Julle sal nie soos 'n seiljag wees wat gaan stil staan het nie. Want by wie hierdie dinge teenwoordig is, aanwesig is, of by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie. Hy is blind en kortsigtig en het vergeet waar hy vandaan kom. En het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Selfs dit sê die Here, onthou die hele pad wat jy gestap het. En nou kom Petrus, wat dit moes gehoor het op die strand. Onthou die hele pad, waar kom jy vandaan, Petrus? Nou skryf Petrus jare later as 'n volwasse geneesde gelowige. Hy sê, onthou die vergifnis van jou sondes. Jy is vergewe. En die vorige vers sê, as jy dit gaan vergeet, gaan jy kortsigtig en blind word. Wat doen blinde mense? Wat doen blinde mense? Hulle gaan staan stil. Hulle tas rond. Hulle kan nie vorentoe beweeg nie. Petrus sê, as jy die hele pad nie gaan onthou nie, gaan jy stil staan. Jy gaan kortsigtig en blind word. Goed, ek wil jou motiveer om van vers 16 tot vers 21 self te gaan lees. Hoe word ek 'n aanskouer van sy majesteit? Hoe word die profetiese woord oor my lewe vas? Soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Wat maak mense wat in 'n donker plek moet loop en as nie ligte nie? Selfs blinde mense, hulle gaan staan stil. Hy sê, maar as jy 'n profetiese woord het, 2 Petrus 1 van vers 17, as jy 'n profetiese woord het, as jy iets het in die toekoms wat jou trek, is dit soos 'n lamp wat in 'n donker plek opgesteek word. Jy kan loop, terwyl jy veral dit moet weet, dat geen profetiese woord in die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, jy dink dit nie uit nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van mense voortgebring nie. En laastens, en dan gaan ons na ons 3 tekens toe, maar deur die Heilige Gees gedrywe. Ek wonder hoekom het ek aan hierdie skrif gedink in my voorbereiding? 'n Seiljag wat nie wil beweeg nie. Wat maak dat 'n seiljag nie beweeg nie? Iets drywe hom nie meer nie. Sien hoe seil het. Hy drywe nie meer nie. Iets drywe hom nie. Ek praat nie van dryf op die water nie. Drywe is vorentoe. Dis momentum. Luister wat gebeur wanneer ons ook weet wat voor lê vir ons. Wanneer ons weet wat ons wil hê. Ek weet waar ek vandaan kom. Ek weet wie ek is. Ek weet waar ek beland het. Ek ken my konteks. Ek weet wat ek soek. Luister hoe klink dit. Maak gou jou oë toe. Maak jou oë toe. It will be my joy to say, your will, your ways. It will be my joy to say, your will and your ways. 2 Petrus 1 vers 21. En geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het heilige mense van God gespreek. Het heilige mense lewensverhale begin vertel wat deurspek is van God stories. Dis hoe dit werk. Waar kom ek vandaan? Waar is ek? En waarheen is ek op pad? Hier is 3 tekens dat jy op roete is. Hoe weet ek I'm on course? Die tema volgende is course sailed. Hoe weet ek is op roete?
Hoe weet ek die plek wat ek beland het, want ek het nie alles dopgehou nie. Goed het gebeur. Ek het verliese beleef. Ek het foute gemaak. Ek het God verloon. Ek het hom vergeet. Ek het hom dalk ontken. Hoe weet ek waar ek beland het? Is nog redbaar. Hier is so 3 tekens. Nommer 1. Ek verstaan waar ek vandaan kom. As jy sukkel met hierdie konsep kon sien, maar ek sal baie graag met jou wil gesels, is 'n gunsteling tema vir my om met mense te aktiveer. Waar kom jy vandaan? Die grootste goue lyn tema van die Nuwe Testament is jou identiteit. Wedergeboorte is gelyk aan waar kom jy vandaan? Tot nou het jy van 'n ander plek af gekom, het van jou pa af gekom. Simon seun van Jona. Simon. Petrus. Jy het jou vader se stem gehoor, jy is wedergebore. Nuwe roete. Waar kom jy vandaan? As ek verstaan waar ek vandaan kom, as ek onthou my hele reis en ek kan getuig van God in my reis, beteken ek so roete. Gaan staan bietjie stil en vra vir die Here, hy moet jou herinner aan die hele pad wat hy met jou gestap het. Weet jy, hoe ouer ek word, hoe meer besef ek dat God my gered het in plekke wat ek God nie eens geken het nie. Ek ry op 'n roete wat ek as 'n jong man met 'n kar aan die slaap opgeraak het. Ek ry in 'n kar, my kinders slaap agter in die kar, my vrou vat so, knip so 'n uiltjie, ons is in Gauteng gewees. En ek ry by 'n interseksie, ry ek onder die brug, wat ek toe ek 19 jaar oud was, in 'n kar aan die slaap geraak het, en my kar die pad verlaat het. En die Here my lewe gered het. My teruggebring het op die pad. Daai kar het nie eens 'n dak opgehad, dit is 'n cabriolet gewees. Ek het 'n letsel op my arm, waar 'n tak, 'n boom, by die kar verby is, en my arm het by die kar uitgehang. Ek het in die slaap geraak. En 'n boom het my geslaan op my elmboog. Ek het 'n letsel hier. Ek ry gister af by. Ek het nooit as 'n jong man gedink God is betrokke daarbey nie. Ek het gedink ek is onnoosel. Ek moet minder slaap en rondkuier, my sosiale lewe afskakel, dat ek wakker kan wees as ek terugry koshuis toe. En vandag ry ek daar verby, 40 jaar later, 30 jaar later, en ek besef, die Here was daar. Die Here was daar. Veel mense het hulle lewens verloor by daardie interseksies. Hordes. Die Here het my gered. Daar's dit. Waar kom jy vandaan? Sien jy God? Dit beteken, dit maak nie saak hoe jy beland het waar jy nou is nie. Die Here kan jou roete red. Ek verstaan waar ek nou is. Waar is ek nou? Die probleem is nie die fisiese konteks en die GPS-koördinate nie. Dis nie heeltemal dit nie. Ja, is nie, ek het nou in 'n buitekamertjie beland by 'n tannie wat ek behuur, want ek het, is nie dit nie. Dis nie, ek werk nou by hierdie werk by 'n kwaai baas wat ek nie van hou nie, en dis eintlik my cup of tea, dis nie dit nie. Dis nie die GPS-koördinate nie. Dis, waar is ek nou? Leef ek uit God se woord, hiervandaan vorentoe. Dis konteks. Dis konteks. Leef ek uit die woord, hiervandaan vorentoe. Dis om konteks te verstaan. En dan is jy gereed vir die profetiese wêreld, waar God se wil bekend word aan mense se lewens. Het sy dit deur 'n goeie preek is, of 'n droom, of 'n woord, of 'n visioen, of 'n profesie, of in jou eie stilte tyd wat jy môreoggend jou Bybel oopmaak en die Bybel begin lees, dit maak nie saak nie. Nou is jy gereed om te begin sin oor waarheen ek op pad is. Waarheen gaan jy? Ek ken God se woord oor my lewe. Is so 'n momentum begin in mense se lewens. Amen. Ek sal so graag met jou wil gesels. Dit is 'n hele voltydse span hier by die kerk wat met jou sal wil gesels en die pad met jou wil stap oor hierdie 3 goed. Wie is ek? Waar is ek? Wat soek ek? Eendag as die Here jou genees het en jy in die gees wandel, gaan jy sê dit was, waar kom ek vandaan? Waar is ek en waarheen is ek op pad? Dis eintlik 'n Bybelse storie gewees. Maar miskien is jy net daar. Ek sukkel met my identiteit. Ek sukkel met my konteks en ek weet nie wat ek soek nie. Dis okay. Daar's antwoorde. Wil jy nie 'n oproep maak en 'n afspraak maak en een van ons spanlede kom sien en die pad begin stap? Ons sal so graag momentum wil sien in jou lewe. Ons begeer om dit te sien. Te sien dat jy vorentoe begin beweeg en inneem en leef in dit wat God bepaal het oor jou lewe. Vader, dankie dat ons kan saam wees. Ons eer U daarvoor. Dankie vir die tye wat ons in die woord kan spandeer.
mag die Gees self die naprediker wees van u woord. En mag die wind werk waar die woord gehoor word. In Jesus se naam.